Ons Hemelse Vader, ons leef in baie ernstige tye en ons het U wysheid nodig. So help ons in Jesus naam. Amen. Ek wil vandag gesels oor parallelle uit die boek Handelinge. En dit gaan oor die konflik waarin ons verkeer. En daar's parallelle in die boek Handelinge, want toe die vroeë reën uitgestort is, het die omstandighede wat daar geheers het, sodanig die dinge beïnvloed, dat ons daardie omstandighede kan translokeer na die tyd waarin ons lewe. En ons kan parallelle daar uittrek. Wat kan ons leer uit die boek Handelinge? Want ons leef nou in die tyd van die laatreën. Die oorlog tussen goed en kwaad het nie opgehou nie. Nee, dit word meer en meer fel. En Satan haat vir Christus en hy haat sy regering. En Jesus het nie verander nie, van toe tot nou nie. Ons lees in Hebreë 13 vers 8, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Dan sê dit in vers 9, moenie rondgeslinger word deur allerhande en vreemde leringe nie, want dit is goed dat die hart versterk word deur genade, nie deur voedsel nie, waarvan die wat daaraan gewandel het, geen voordeel gehad het nie. Moenie verkeerde kosse eet nie. As ons gaan eet, dan kom ons eet uit hierdie woord uit, want dit is waar die ware kos lê. Hierdie rebellie het begin in die hemel en die hoogtepunt word bereik hier aan die einde van die tyd. In Genesis 3:15 lees ons, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad, en hy sal jou kop vermorsel, en jy sal hom in die haksteen byt. Hierdie oorlog tussen goed en kwaad, tussen Satan en Christus, woed op hierdie aarde, en ons sien nou die kulminasie van hierdie gebeurtenisse. Romeine 8 vers 7, omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Die oorlog gaan oor die wet, God se regering. Satan het sy plek verloor, omdat hy gerebelleer het teen die gesagsstruktuur van God. En daardie rebellie bereik nou 'n hoogtepunt. So kom ons gaan deur die boek Handelinge, en ons kyk wat ons daar kan leer. Weet wat interessant is? Satan val die waarheid aan, deur die woorde wat gespreek word om te draai in die mens wat dit spreek se mond, sodat hy voorgee dat die persoon wat die waarheid gepraat het, die teenoorgestelde gesê het. Hy is 'n meester van die verdraaiing. In Handelinge 2 vers 41 lees ons, die wat toe die woord met blydskap aangeneem het, is gedoop, en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. Het praat van die vroeë reën. Petrus het 'n preek gegee. Hy het vir hulle mooi vertel wie Jesus Christus is en wat hulle aan hom gedoen het, en dat hy die enigste verlosser is. En hulle was geraak. En 3000 mense is in 'n dag gedoop. Nou ons kan verwag dat dieselfde gaan gebeur onder die toestande van die laatreën. Hierdie kragtige preek van Petrus, dit was 'n eenvoudige preek, 'n reguit preek. Hy het vir hulle gesê wat hulle gedoen het. Hy het vir hulle gesê dat hulle moet bekeer. En 3000 mense in 'n dag en duisende daarna. Nou is interessant dat toe Jesus nog onder hulle was, het hy vir hulle gesê, hulle moet eers na die verlore skape van Israel gaan. Ons lees daar in Matteus 10 vers 5. Jesus het hierdie 12 uitgestuur en hulle bevel gegee en gesê, moenie gaan op die pad van die heidene nie, en moenie ingaan in 'n stad van die Samaritane nie,
maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel. En dit is wat toe gebeur het. Die disippels het aanvanklik net vir die Jode gepreek. Ons lees in Handelinge 11 vers 19, dat die wat verstrooi was deur die verdrukking, wat oor Stefanus ontstaan het, het die land deurgegaan tot by Fenisië en Cyprus en Antiochië, sonder om tot iemand die woord te spreek, behalwe tot die Jode alleen. Hulle het geglo, die verlossing is net vir die Jode. En Jesus het 'n plan gehad. Hy wou hê dat as die tyd van die Jode as gevolg van hulle verwerping van die waarheid verby is as 'n nasie, moes die evangelie gaan na die heidene. En met die steniging van Stefanus het daardie tyd gekom. En na daardie gebeurtenis het die Here vir Paulus geroep, wat toe nog Saulus was, wat die kerk vervolg het op daai stadium, om die evangelie te vat na die heidene. En terselfde tyd, dis interessant, het hy vir Petrus 'n visioen gegee, en hy het vir Petrus ook gestuur om die evangelie vir die heidene te bring. So kom ons kyk net na hierdie geselsie wat hulle gehad het, en wat gebeur het rondom die steniging van Stefanus. So in hoofstuk 7 het ons hierdie geweldige toespraak van Stefanus. Wat hulle kwaad gemaak is dat hy die vergelyking getref het tussen Moses as 'n tipe en Jesus as die antitype. En hy sê vir hulle in Handelinge 7 vers 35, hierdie Moses, wat hulle verloon het deur te sê, wie het jou aangestel as 'n owerste en regter? Dit was toe Moses die Egiptenaar bygekom het en 'n onderonsie onder die Israeliete wou kalmeer. En toe sê hulle vir hom hierdie woorde, wie het jou aangestel as owerste en regter? Hom het God as owerste en verlosser gestuur deur die hand van die engel wat aan hom verskyn het in die doringbos. So hierdie einste een wat hulle verwerp het, was uiteindelik die verlosser. En dan vat hy hierdie beeld en hy sê, die een wat julle nou verwerp het, is ook die verlosser. En hy sê in vers 51, julle hardnekkiges en onbesnedenis van hart en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees, net soos julle vaders, so ook julle. Wat die een van die profete het julle vaders nie vervolg nie? Ja, hulle het die gedood, wat vooraf die koms aangekondig het van die regverdige, van wie julle nou verraaiers en moordenaars geword het, julle wat die wet deur die beskikkinge van engele ontvang het, en tog nie onderhou het nie. Dis 'n verstommende stelling. Hy kla hulle aan dat hulle die moordenaars van die verlosser geword het, en dat die een wat hulle verwerp het, nou die ware verlosser is, en hy sê, julle wat so hang aan die wet, julle die wet nie gehou nie. So die wet is 'n belangrike saak. En hoe ons die wet sien, so kan ons hierdie dinge verwag in die tyd waarin ons lewe? Kan ons 'n verwerping verwag van diegene wat veronderstel is om voorstanders van die evangelie te wees? Ek glo ja. In hoofstuk 8 lees ons van die ervarings van Filippus, en is interessant, daar is 2 verhale in hoofstuk 8, die van Simon Magus, wat probeer het om die evangeliese krag van die Heilige Gees te koop, en Petrus was toe ook betrokke en het vir hom gesê, dat hy vervloek is, omdat hy dink hy kan die mag van die Heilige Gees koop. En hierdie Simon Magus het natuurlik later die tovenaar geword vir Nero. So hy was die raadgewer, die priester vir Nero. En is interessant, sy naam was Simon Magus, en hy het die Petra geword. So hy is basies ook 'n Simon Petra of 'n Simon Petrus. So mens wonder wat die een is nou werklik die raadgewer van die keiser gewees.
Het is interessant dat die ander storie is die van die Ethiopiër wat toe gedoop is. Maar die ware verhaal van hierdie groot konflik en die uitstorting van die Heilige Gees kom na hoofstuk 9. Die Here ontmoet vir Saulus terwyl hy op pad is na Damaskus. En hy het briewe van die owerste priesters en hy gaan die volk van die Here vervolg. En daar verskyn die Here aan hom. En die Here kon vir hom gesê het wat sy opdrag is, maar hy het dit nie gedoen nie. Hy het vir hom gesê, gaan na hierdie plek toe en wag. En dit gaan vir jou gesê word wat jy moet doen. En dan verskyn hy in 'n droom vir Ananias en hy sê vir hom, Ananias, Saulus is in daardie plek, gaan soontoe, want hy is besig om te bid en gaan salf hom. En Ananias sê, Here, weet jy wat jy doen? Hierdie man is 'n gevaarlike man. Die Here sê vir hom, nee, hy is 'n gekose een van my. Maar die Here sê vir hom, gaan, want hy is vir my 'n uitverkore werktuig om my naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel. So, die evangelie moet gaan na die hele wêreld. Dit moet gaan na die wat voorstanders is van die evangelie en vir die wat glad niks weet van die evangelie nie. Hoofstuk 10 en hoofstuk 11 is die visioen van Petrus. Nou Petrus sien hier die visioen van die laken wat neerdal met die onrein diere in en die stem sê vir hom, Petrus, neem en eet. En Petrus sê, nee Here, ek het nog nooit iets onreins geëet nie. En die stem sê vir hom, moenie dit wat ek rein verklaar het, onrein ag nie. En terwyl hy bepeins waaroor hierdie visioen gaan, is daar 'n klop aan die deur en 3 onrein mans staan voor die deur. Gesandte vanaf Cornelius. En Petrus verstaan wat die visioen beteken en hy vat getuies saam en hy gaan na die huis van Cornelius. En hy sê vir Cornelius toe hy instap, dat dit ongeoorloof is vir 'n Jood om met 'n heiden te verkeer. Maar die Here het vir my gewys in 'n visioen dat ek geen mens onrein mag ag nie. En daar vertel hy vir hom die evangelie. En Cornelius en sy hele huisgesin ontvang die gawe van die Heilige Gees. En hulle is toe gedoop. Het Petrus teenkanting gekry van sy medebroers? Die antwoord is ja. Maar hy het sy getuies gehad en hy het gesê, hulle het die Heilige Gees ontvang net soos ons. En wie kan dan weier dat hulle gedoop word? En toe is hulle rustig. So gaan die evangelie toe na die heidende. Paulus is toe geroep as evangelie verkondiger vir die heidene en dit is bevestig in die visioen van Petrus. Nou hoe het hy te werk gegaan, Paulus? Want ons moet hierdie dinge verstaan. Ons moet weet waar ons staan in die stroom van tyd, met al hierdie gebeurlikhede wat nou gebeur, met die virus en die smeer en die toestande wat in die wêreld verander. Ons moet verstaan hoe dit was onder die omstandighede van die vroeë reën, sodat ons dit kan toepas onder die omstandighede van die laatreën. Paulus het altyd eerste met die kerk gepraat. Dit is belangrik. En van hulle het geluister en het aangesluit by hierdie beweging en van hulle het dit verwerp. Die grootste gros het dit verwerp. Ons kan dieselfde verwag. Nou ek wil net duidelik maak. Die evangelie het aanvanklik net na die Jode toe gegaan. Nou die Jode het die Torah gehad, hulle het die Bybel gehad. Die Jode het die Torah verstaan, so ver as wat hulle dit kon verstaan. Hulle het die wet gehad, hulle het al die kennis gehad. Al wat hulle kort gekom het, is 'n kennis van wie is die Messias. So dit was die verkondiging van die tyd. Vandag het ons die omgekeerde. Vandag praat ons met die kerke
En die kerk het 'n goeie kennis van Jesus Christus as verlosser en van die doel van die kruis. Maar hulle het geen konsep van die Ou Testament en die wet van God en gehoorsaamheid. Want die Bybel sê, as jy my lief het, bewaar my gebooie. En hy wat sê, het my lief en bewaar nie my gebooie, is 'n leienaar en die waarheid is nie in hom nie. Ons het nie net Jesus as 'n verlosser nie, ons het hom ook as koning. Dit beteken ons aanvaar sy regering en sy stelsel. Die vraag wat ek het is, hoekom is Adam en Eva uit die tuin van Eden verwyder? As gevolg van ongehoorsaamheid. En nou sê die kerke, die wet is afgeskaf, ons hoef nie meer die wet te hou nie. So wil ons dan glo dat deur ongehoorsaamheid kan ons in die koninkryk ingaan, as hulle oorspronklik hulle plek verloor het as gevolg van ongehoorsaamheid. En wat teen het die duiwel gerebelleer? Was dit nie teen die wet van God nie? So ons het vandag die teenoorgestelde situasie. So hy preek eers vir die Jode, en die heidene kom en vra, vertel vir ons ook hierdie dinge. En die volgende Sabbat, lees ons in Handelinge hoofstuk 13 vers 44, en die volgende Sabbat, het byna die hele stad saamgedrom om die woord van God te hoor. Maar toe die Jode die skare sien, is hulle met nydheid vervul, en het met lasterlike woorde gespreek, wat deur Paulus gesê is. Ons kan presies dieselfde verwag. As daar enigsins sukses is om mense te oortuig van die teenswoordige waarheid, dan sal daar mense wees wat opstaan en uit nydheid die woorde verdraai wat Paulus gesê het, of die hedendaagse Paulusse te sê het. Maar Paulus en Barnabas het vry uitgespreek en gesê, dit was noodsaaklik, dat die woord van God aan julle eers verkondig moes word, aangesien julle dit egter verwerp, en julle self die ewige lewe nie waardig ag nie, kyk ons, wend ons na die heidene. Nou, het dit daar opgehou? Nee. Handelinge 14 vers 2 begin met hierdie wonderlike woordjie, maar. Maar die ongehoorsame Jode het die gemoedere van die heidene teen die broeders opgehits en verbitter. Dit is 'n oorlog. Die verkondiging van die evangelie was nog altyd 'n oorlog, en dit sal 'n oorlog wees in die tyd waarin ons lewe ook. So ons moet hier diep delg en soek, hoe gaan ons hierdie dinge hanteer, waarmee ons nou gekonfronteer word. Toe Paulus na Lystra toe gaan, toe word hy gestenig. Dis ongelooflik. Handelinge 14 vers 19. Maar daar het Jode van Antiochië na Iconium aangekom, en hulle het, nadat hulle die skare omgepraat het, Paulus gestenig en hom buitekant die stad gesleep, met die gedagte dat hy dood was. Kan julle hierdie haat voorstel, wat daar teenwoordig was, teen iemand wat iets gepreek het, waarmee hulle nie voorheen vertroud was nie? Ongelooflik. En toe kom die disippels en hulle omring hom en Paulus staan op. En in Handelinge 14 vers 22 skryf dit, en die siele van die disippels versterk, hy het die siele versterk en vermaan om in die geloof te bly, deur te sê, ons moet deur baie verdrukking in die koninkryk van God ingaan. Net so vandag, ons moet met baie verdrukking in die koninkryk van God ingaan. Die grootste aanslag, ongelukkig, kan ons egter ook van binne ons eie geleedere verwag. So daar is hier die aanslag van buite, en daar is die aanslag van binne. Kom ons kyk na die aanslag van binne. Wat was die omstandighede tydens die vroeë reën? En wat kan ons verwag tydens die late reën? In Handelinge 15 het ons die verhaal van die aanval van binne. Dit sê in vers 1,
En sekere persone wat van Judea afgekom het die broeders geleer, as julle nie besny word nie, volgens die gebruik van Moses nie, kan julle nie gered word nie. En Paulus en Barnabas het hierdie gedagtes teëgestaan, en het sê in vers 2, toe daar nou geen klein stryd en woordewisseling van die kant van Paulus en Barnabas teen hulle ontstaan het nie, het hulle besluit dat Paulus en Barnabas en nog 'n paar ander van hulle sou opgaan na die apostels en ouderlinge in Jerusalem in verband met hierdie vraagstuk. So hier is die apostel wat gestuur is om die heidene in te lig, en hier kom welmenende broeders en sê vir hulle, as julle nie ook hierdie ding glo nie, kan julle nie gered word nie. En as julle nie hierdie ding doen nie, kan julle nie gered word nie. Daar was toe 'n geweldige woordewisseling, want dit sê geen klein stryd. Met ander woorde, 'n geweldige stryd oor hierdie saak. En hier moet hierdie manne, omdat hulle die saak nie kon wen nie, uiteindelik weggeneem word van die opdrag wat hulle het om die evangelie te verkondig, en hulle moet Jerusalem toe gaan om met die broeders te gaan praat, saam met getuies. En wat gebeur toe? Hulle kom toe daar in Jerusalem en hulle vertel die verhaal, en hulle sê vir die broers, maar sommige gelowiges uit die party van die Fariseërs het opgestaan en gesê, dit is noodsaaklik dat hulle besny word, en bevel ontvang om die wet van Moses te onderhou. En die apostels en die ouderlinge het vergader om hierdie saak te ondersoek. En toe daar 'n groot woordewisseling plaasvind, so dieselfde ding gebeur toe in Jerusalem. 'n Groot woordewisseling in Antiochië, tussen Paulus en diegene wat so gesê het, en nou in Jerusalem. 'n Geweldige debat. En uiteindelik het hulle tot besinning gekom, toe Petrus vir hulle verduidelik, kom ek herinner julle wat gebeur het. Ek is gestuur na Cornelius, wat 'n heiden was, en hulle die Heilige Gees ontvang, net soos ons. En as God dit goed geag het, om hulle, wat nie besny was nie, met die gawe van die Heilige Gees te vul, wie is ons, om dit te gaan? En daar het toe redelikheid gekom onder hulle, en ons weet wat toe uiteindelik gebeur het. En Jakobus staan toe op en hy sê in Handelinge 15 vers 19, daarom oordeel ek ook, dat ons die wat uit die heidene tot God bekeer, nie moet bemoeilik nie. Maar in hulle geskrywe, dat hulle moet onthou van die dinge, wat deur die afgode besoedel is, en van hoerery, en van wat verwrig is, en van bloed. So hy noem van die reinheidswetter, en hy sê hulle moet dit onderhou, maar die besnydenis is nie nodig nie. Want van die ou tyd af, het Moses in elke stad diegene wat hom verkondig, terwyl hy elke Sabbat in die sinagoges gelees word. So Moses is verkondig, die mense ken die wette, ons hoef nie daai details te bespreek nie. Het is interessant, in vers 22, hulle het briewe geskryf. Toe die apostels en die ouderlinge saam met die hele gemeente besluit, om manne uit hulle te kies, en na Antiochië te stuur, saam met Paulus en Barnabas, naamlik Judas, met die bynaam van Barsabas, en Silas, manne wat voorgangers onder die broeders was. En hulle het deur hul bemiddeling dit geskrywe, en dis wat hulle geskryf het, die apostels en die ouderlinge en die broeders, aan die broeders, uit die heidene in Antiochië en Syrië en Sicilië, groete, en hulle vertel vir hulle wat die besluit was van hierdie beraad. Nou wat fascinerend is, die ou vertaling sê, dit was die apostels, dit was die ouderlinge en die broeders wat saam besluit het. En so is die brief ook geskryf. Die nuwe vertaling sit 'n komma en sê, die apostels en die ouderlinge het besluit, en hulle skryf nou aan die broeders. Maar dit was nie so nie, want die ou vertaling is korrek, die hele kerk het saam besluit. Daar was nie so 'n ding soos 'n paus of 'n synode
wat vir die hele gemeenskap besluit het nie. Dit is interessant, hulle moes getuies saamstuur, hulle moes briewe saamstuur, en het die probleem opgehou? Nee. Gaan ons dieselfde ding kry in die tyd waarin ons lewe? Gaan daar mense wees wat opstaan en sê, as julle nie hierdie ding doen nie, kan julle nie gered word nie. As julle nie glo in dit, dat en die ander nie, gaan julle nie gered word nie. Terwyl die evangelie na die mense daar buite moet gaan hierdie interne stryd woed, ook in die tyd waarin ons lewe. Ons debatteer vandag oor menigte dinge. Ons debatteer oor die samestelling van die godheid. Ons debatteer oor die feeste. Ons debatteer oor perfeksionisme. Ons debatteer onophoudelik oor dinge wat nie direk met die verkondiging van die 3 engelboodskap betrokke is nie. Ons moet fokus in die tyd waarop ons lewe, dat ons nie van ons taak weggeneem word nie. Ons is op die muur, ons kan nie toelaat dat al hierdie dinge ons so besig hou, dat ons vergeet van die werklike belangrike dinge. Nou is dit so, dat al hierdie debatte 'n mens beïnvloed. En later slaan 'n mens net vure dood. En later raak 'n mens selfs beïnvloed. Nou is dit nie interessant nie, dat die einste Paulus, wat so sterk gestaan het teen hierdie leerstelling, en dat hy so 'n geweldige argument gehad het teenoor diegene wat die besnydenis voorgestaan het, dat hy as gevolg van al hierdie druk tog steeds beïnvloed was. En toe hy by Timotheus kom, toe laat hy hom besny, want sy ma was 'n Joodse vrou en sy pa was 'n Griek en hy was onbesnede, en toe laat hy hom besny. Hoekom? Terwille van die voorkoms, sodat dit daarom nog lyk asof ons nie so verskillend is nie. Ons moet waak vir hierdie dinge. Handelinge hoofstuk 16 is 'n verhaal van Paulus en Silas wat toe saam gespan het om die evangelie te verkondig. Het is interessant dat Barnabas en Paulus in stryd gekom is oor ene Markus, want Paulus het gevoel, Markus het nie die mas opgekom toe hulle laas saamgewerk het nie, en hulle kom toe in 'n woordewisseling, maar as gevolg daarvan is toe daar 2 spanne, Paulus en Silas en Barnabas en Markus, en 2 spanne het gegaan om die evangelie te verkondig. Die verhale gaan dan verder oor Paulus en Silas en wat hulle verwag het. Uiteindelik het hulle weer by hulle taak uitgekom om die evangelie te verkondig. Eers tot die Jode en dan uiteindelik na die heidene. Dis maar hoe hulle gewerk het. In Handelinge 16 lees ons in vers 19 van die vrou wat 'n vreemde gees gehad het. En sy het Paulus die hele tyd agtervolg en gesê, hierdie manne is van die Here, luister na wat hierdie manne sê. Maar Paulus het gesien, sy het 'n valse gees en hy het haar berispe en die gees berispe. En toe het haar eienaars gesien, maar nou is hierdie gees van waarsêery weg en hulle inkomste is daarmee heen. En toe haar eienaars sien dat die hoop van hulle wins weg was, het hulle Paulus en Silas gegryp en hulle die mark voor die owerhede gesleep. En hulle voor die regters gebring en gesê, hierdie manne bring ons stad en in opskudding omdat hulle Jode is. En hulle verkondig sedes wat vir ons nie geoorloof is om aan te neem nie, of na te volg nie, omdat ons Romeine is. Kom ons dink 'n bietjie oor hierdie gebeurtenis. So hier was 'n heidense bose gees wat die persoon bemagtig het om haar dienste te lewe van waarsêery. En die evangelie het dit gestop. En die manne was kwaad.
Ons kan dieselfde verwag vandag. As ons valse leermeesters aan die kaak stel en sê dat dit is nie van God nie, kan ons teenkanting verwag. En ons kan verwag om voor die owerstes gedaag te word, en ons kan verwag dat ons teen die wet gaan bots. Byvoorbeeld die wet van haatspraak. Want jy mag mos niks sê teen 'n ander geloof, al is dit nie in harmonie met die woord van God nie. En hoe ver kan hierdie dinge gaan? Hulle het toe vir Paulus en Silas gearresteer, hulle het hulle geslaan en in die tronk gegooi. Dis hoe ver dit kan gaan. Maar daar in die tronk is die bewaarde bekeer en sy hele huisgesin. En is interessant, Handelinge 16 vers 25 sê, en omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot die eer van God gesing, en die gevangenes het na hulle geluister. En daai hele gesin van die bewaarde is bekeer. Nou hierdie middernag symbool verskyn baie in die Bybel. Dit was middernag toe die engel die eerstgeborenes in Egipte verslaan het. Dit was middernag gedurig deur, dit was middernag toe die roep kom, die bruidegom het gekom. Ons lewe in 'n middernagtelike uur. In Rigters 16 vers 3 lees ons, en Samson het gelê tot middernag, maar teen middernag het hy opgestaan en die deure van die stadspoort en die 2 deurposte gegryp, en die met grendel en al uitgeruk op sy skouers gesit, en dit opgedra na die top van die berg, wat teenoor Hebron lê. Nou die poort in die ou dae was die regterstoel. Dis waar regsuitspraak gelewer is. En die regsuitsprake en die regstelsel wat ons het, in die tyd waarin ons lewe, is nie in harmonie met die woord van God nie. Ons hoef net te kyk na die wette wat in die wêreld van krag is. Dan sal ons weet dat daar iets drasties verkeerd is. Die huwelik is totaal verwyder uit die wetstelsel. Die morele waardes van God is totaal verwyder uit die wetstelsel. En is tyd dat die regstelsel aan die kaak gestel word. So Samson in tipe het die regstelsel verwyder uit die grond uit en dit tentoongestel op die heuwel as 'n valse regstelsel. En so moet ons evangelie vandag dieselfde doen. Ons moet die mense waarsku dat die stelsels van die wêreld nie meer in harmonie met hierdie boek is nie. Kom ons kyk na Handelinge hoofstuk 17. En dit is hulle ervaring in Thessalonika, waar Paulus weer eens vir die Jode gepreek het, en dan verskyn natuurlik weer daai woordjie maar. Kom ons lees dit. En sommige van hulle is oortuig, en hulle het by Paulus en Silas aangesluit, ook 'n groot menigte van die godsdienstige Grieke, en 'n groot aantal van die aansienlikste vroue. Nou wat sou dit weer teweegbring? Maar die ongelowige Jode was afgunstig en het slegte manne van die leeglopers saamgeneem en die stad in opskudding gebring. Deur die volksoploop te bewerk, en hulle het die huis van Jason aangeval en probeer om hulle voor die volk te bring. So, Jason het die mense opgeneem, hy was vriendelik, hy het hulle in hulle huis opgeneem, en hierdie arme man word toe gegryp en voor die owerhede gebring. Nou, ons kan dieselfde verwag. As ons preek en die kerke raak kwaad oor die boodskap, omdat hulle die waarheid van die gesag van Christus nie wil aanvaar nie, en die wet van God nie wil aanvaar nie, omdat hulle teologie verwronge geraak het, en hulle sê, die wet is nie meer van toepassing nie, dan kan ons verwag dat daar
oproerigheid sal kom. Hulle het hom toe voor die regters gebring, en uiteindelik het hulle vir hom 'n straf gegee, want dit sê, maar toe hulle van Jason en die ander genoegsame waarborg ontvang het hulle hul losgelaat. So ons kan verwag dat ons voor regters geroep sal word, ons kan verwag dat ons strafmaatreëls sal moet trotseer. Hierdie dinge gaan gebeur. Die res van hoofstuk 18 is maar die stories van Antiochië en wat daar gebeur het, en weer eens het jy die maar. En ons lees in hoofstuk 18 vers 12, en toe Gallio gouverneur van Achaia was, het die Jode eenparig teen Paulus opgestaan en hom voor die regterstoel gebring. Dit is 'n herhalende verhaal in die boek van Handelinge. Konfrontasie met die kerk, met die bestaande struktuur van die Jode. In ons tyd sou ons sê, konfrontasie met die bestaande kerke, protestantse kerke en Romeinse kerk, wat hulle leerstellings het, wat in teenstelling is met die leerstelling van verlossing in Christus en gehoorsaamheid aan sy wet. So hulle het eenparig opgestaan en hom voor die regterstoel gebring. Nou hierdie regter toevallig was 'n regter wat die ding deursien het. En hy het hulle weggejaag omdat hulle geweet het, dit is 'n redekavel oor die wette wat hulle glo en wat hulle nie glo nie, maar ander regters, soos ons gesien het, was nie altyd so goedgunstig nie. En dan kom ons by hoofstuk 19, en dis die verhaal van Korint en Efesië. In vers 13 lees ons, en sommige van die rondtrekkende Jode, duiwelsbesweerders, het het gewaag om in die naam van die Here Jesus te noem, oor die wat bose geeste gehad het, en te sê, ons besweer julle by Jesus wat Paulus verkondig. Dit was sekere 7 seuns van Skeva, 'n Joodse owerpriester, wat dit gedoen het. Maar die bose gees het geantwoord en gesê, Jesus ken ek, en Paulus weet ek, maar julle, wie is julle? En toe die bose geeste die man ingevaar en hy het vir hulle 'n pak slaag gegee. Ek glo ons gaan hierdie tipe konfrontasie meer en meer hê. Daar is menigtes wat op voorbarige wyse demone uitdryf. En as hulle aan die kaak gestel word, dan is daar moeilikheid. Hierdie konfrontasie tussen ware uitstorting van die Gees en valse uitstorting van die Gees gaan in ons tyd 'n groot rol speel. Maar wat baie interessant is wat toe verder in Efesië gebeur het. Want daar was ene Demetrius, 'n silversmid, wat beeldjies gemaak het van die godin Diana. En ons lees hierdie verhaal en ons kan die tipologie toepas vir ons tyd. Ons lees daar vanaf vers 21. En toe hierdie dinge verby was, het Paulus hom voorgeneem om deur Macedonië en Achaia te gaan na Jerusalem. En hy het gesê, nadat ek daar gewees het, moet ek Rome ook sien. En omtrent hierdie tyd, vers 23, het daar geen klein opskudding met betrekking tot die weg ontstaan nie. Geen klein opskudding, met ander woorde, 'n geweldige opskudding. Want iemand met die naam van Demetrius, 'n silversmid, maker van silwer tempeltjies van Diana, het 'n aansienlike verdienste aan die ambagsmanne verskaf. En toe hy hulle en die werkers in daardie soort bedrywe bymekaar gekom het, sê hy, manne, julle weet dat ons welvaart uit hierdie verdienste is. En julle sien en hoor, nie alleen in Efese nie, maar byna in die hele Asië, hierdie Paulus,
aansienlike skare oorgehaal en afvallig gemaak het, deur te sê, dat dit geen gode is wat met hande gemaak is nie. Nou is daar nie alleen gevaar dat hierdie vak van ons in veragting kom nie, maar ook dat die tempel van die groot godin Diana as niks gereken word, en dat haar majesteit, wat die hele Asië, ja die wêreld vereer, ook tot niet sal gaan. So hier was hierdie godin aanbidding, en die hele ekonomie was hierby betrokke. Nou het ons soortgelyke gevalle vandag, waar 'n godin van belang is, en waar die ekonomie gekoppel word aan hierdie godin, en die antwoord is, ek glo daar is. En ek praat nou nie van Maria van die Rooms-Katholieke stelsel nie, ek praat van 'n ander godin, hierdie godin wat hulle vandag Moeder Aarde noem. Moeder Aarde, en die hele ekonomie is in gedrang, want Moeder Aarde moet beskerm word teen die omgewingsbesoedeling wat in die wêreld aan die gang is, en die verwarming van die klimaat. En hierdie godin is so belangrik, dat die welvaart van die wêreld is afhanklik van haar geluk. En die paus het nou net onlangs gesê, dat Moeder Aarde is besig om te kla, en dis hoekom die coronavirus gekom het, as gevolg van wat ons aan Moeder Aarde doen. Nou stel julle voor, hy vra vir 'n wet, en hy sê, ons moet die Sondag hou, dit sal goed wees vir die familie, gaan lees maar Laudato Si. Nie net sal dit goed wees vir die familie nie, maar dit sal goed wees vir die planeet, want die planeet sal een dag in 'n week rus kry. En dan kan ons 6 dae werk en die ekonomie versterk, sodat ons almal welvaart kan hê. En dan is daar 'n klein groepie wat sê, verskoon ons, maar ons glo dat die 7de dag en nie die eerste dag die rusdag is nie. Gaan hulle nie sê, julle is besig om met die ekonomie te sukkel nie. Gaan hulle nie vir ons sê, die menigstes glo dat ons Sondag moet hou, en julle praat hierdie dinge teen, julle is teen die ekonomie, julle is teen Moeder Aarde, julle is diegene wat die probleme veroorsaak. Ek dink ons gaan soortgelyke probleme binnekort trotseer. Die laaste gedeelte van die boek Handelinge is vir my fascinerend. Eers het ons die verhaal waar Paulus, nadat die son gesak het op die Sabbat, want dit was donker, met ander woorde was die eerste dag van die week, na sonneondergang, het Paulus tot middernag gepreek. Arme ou Eutychus het uit die venster uitgeval, omdat hy hom aan die slaap gepreek het. En Paulus het vir hulle bemoedig. En ons moet hierdie bemoediging ter harte neem. Wat het hy vir hulle gesê daai aand vir die gelowiges? Hy sê, julle moet onthou, vers 20 van hoofstuk 20, hoe ek niks agtergehou het van wat nuttig is nie, omdat aan julle te verkondig en julle te onderrig in die openbaar en in julle huise. Dis ons opdrag. Ons moet niks terughou van die waarheid nie. Ons moet die volle waarheid preek. Ons moet nie meer sê, maar ons moet nie oor hierdie ding praat nie, want dit kan dalk aanstoot gee, of daai ding tersyde lê nie. Ons moet die hele boodskap bring, en ons moet dit publiek doen, en ons moet dit van huis tot huis doen. Dis die een opdrag. En hy het gepreek aan die Jode sowel as die Grieke. Ons moet preek aan diegene wat in die kerke vasgevang is, wat nie meer glo dat die wet bindend is nie. En ons moet preek aan diegene wat buite in die wêreld nie betrokke is by kerke nie. En dan sê hy in vers 24, maar ek bekommer my glad nie, en ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap
my loopbaan kan volbring in die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het. Daar is nie nou tyd om te bekommerd te wees oor ons eie toestand nie. Die Here sal vir ons toestand sorg. Maar ons het 'n opdrag. Ons moet die opdrag wat Jesus vir ons gegee het vervul. Ons moet die 3 engel boodskap preek aan die wêreld. In vers 27 sê hy, want ek het nie nagelaat om julle die hele raad van God te verkondig nie. Die hele raad. Ons moet niks terughou nie. Ons het 'n volledig afgeronde boodskap. Ons het 'n gesondheidsboodskap. Ons het 'n gees van profesie. Ons het die 3 engel boodskap. Ons moet alles verkondig. Niks terughou nie. Hy waarsku hulle dat na sy vertrek wrede wolwe onder hulle sou inkom en die kudde nie sou spaar nie. En daarom moet julle waak en onthou vers 31. Ons het dieselfde situasie vandag. Elke wind van doktrine waai in hierdie kerk. Ons moet hou by die woord van God, by die gees van profesie, en ons moet ons fokus nie verloor nie. Hy dra hulle toe op aan God en aan die woord van sy genade. Dis die maatstaf, die woord van God. Alles wat nie in harmonie is met die woord, moet ons verwerp. Hy sê, hy het niemand se silwer of goud begeer nie. En alles getoon, dat ons deur so te arbeid, die swakkes moet help. So dis ons opdrag. Preek die boodskap. Preek die volle boodskap. Ondersteun die in die kerk wat swak is. Hoofstuk 21 is 'n tragiese verhaal. Paulus kom in Jerusalem aan en hy vertel vir die broeders wat die Here alles gedoen het. En die broeders het hom met blydskap ontvang. Vers 19. En nadat hy hulle gegroet het, het hy van stuk tot stuk vertel wat God onder die heidene deur sy diens gedoen het. En hulle was so opgewonde. En toe hulle dit hoor, het hulle die Here verheerlik en vir hom gesê, u sien broeder hoeveel duisende Jode daar is wat gelowig geword het, en almal is yveraars vir die wet. En hulle is aangaande u vertel, dat u die Jode onder die heidene leer, om van Moses afvallig te word deur te sê, dat hulle die kinders nie moet besny nie, en ook nie volgens die sedes moet wandel nie. Wat staan ons dan te doen? Dit is dringend nodig, dat die menigte by mekaar kom, want hulle sal hoor dat u gekom het. Doen dan wat ons vir u sê. Luister nou mooi. Ons het 4 manne wat 'n gelofte gedoen het. Neem hulle en heilig u saam met hulle en betaal die koste vir hulle, sodat hulle hul hoofde kan skeer en almal kan weet dat daar niks is wat van u vertel word nie, maar dat u self ook wandel as een wat die wet onderhou. Wat agter die gelowiges uit die heidene betref het, ons geskrywe en besluit het, hulle niks van die aard moet onderhou nie, maar hulle moet onthou van afgode en bloed en wat verwrig is en van hoerery. En toe het Paulus die manne geneem en op die volgende dag hom saam met hulle geheilig en in die tempel gegaan. Die broeders het vir hom swak advies gegee. En die gevolge was 'n geweldige onderdrukking en vervolging. Die Here het gesê, die tempel is woes en leeg. As ons gaan na die tyd waar ons lewe, en ons lees daar in Openbaring 18, daai engel wat die luide roep bemagtig, wat sê hy van die Babyloniese verwarring daar buite? Sê hy nie, dit het 'n huis van demone geword, en 'n huis van elke onrein voël en gees nie? Maar daar is hierdie versoeking om te wys dat ons tog nie so verskillend is nie. En daar is hierdie versoeking om terug te gaan
na 'n huis wat woes en leeg is, om te wys dat ons tog maar dieselfde is. Nee, broeders, ons het 'n boodskap, en die boodskap is, kom uit haar, uit my volk. Nie soek, nie vlerk sleep, en sê, daar's geen verskil tussen ons nie. Daar's 'n verskil, en die verskil moet duidelik gestel word. Dit is interessant, Paulus word toe gearresteer, vers 30 sê, toe kom die hele stad in beweging, en daar was 'n oploop van die volk, en hulle het Paulus gegryp, en hom buitekant die tempel gesleep, en dadelik is die deure gesluit. En Wesley sê hulle die deure gesluit, sodat hierdie besoedeling nie in die tempel sou inkom nie. Ek glo dat die kerke het tot die punt gekom waar hulle die deure wil sluit, sodat die besoedeling van die ewige evangelie, wat rus op genade en geregtigheid, nie hulle moet besoedel nie. En die hele stad was in oproer. Daar's ook 'n stad wat Babylon genoem word, die groot stad, wat in oproer sal kom teen hierdie waarheid. En dan kom die verhaal van sy inhegtenisneming, en hoe hy toe uiteindelik gestuur is na Rome toe. Dit is interessant wat Felix aan Festus skryf. Hy skryf in Handelinge 23 vers 27, toe hierdie man, wat deur die Jode gevang is, op die punt gestaan het om deur hulle omgebring te word, het ek met die soldate bygekom en hom gered, omdat ek verneem het dat hy 'n Romein is. Maar omdat ek te wete wou kom, wat die oorsaak was, waarom hulle hom beskuldig het, het ek hom na hulle raad afgebring, en uitgevind dat hy beskuldig word oor twisvrae van hulle wet, maar dat hy nie aangeklag word van iets wat die dood of booie verdien nie. En wat het die Jode toe geantwoord? Die Jode antwoord toe, want ons het gevind dat hierdie man 'n pes is, 'n verwekker van oproer onder al die Jode. Gaan hulle dieselfde sê van ons nie? Gaan hulle sê, hierdie mense is 'n pes, en hulle is 'n verwekker van oproer onder al die kerke van die wêreld, en 'n voorman van 'n sekte van die Nasareërs. Gaan hulle nie dieselfde sê oor ons nie? Presies dieselfde verwag ek in die tyd waarin ons leef. Wat selfs probeer het om die tempel te ontheilig, en het hom gevange geneem, en wou hom volgens ons wet oordeel. So hulle wou hom oordeel volgens ons wet. En wat se wet is dit? Gaan ons nie ook geoordeel word volgens ons wet, daar buite nie? Gaan die wet van God nie bots tussen ons wet, hier buite nie? Presies dieselfde gaan gebeur. En uiteindelik, as die ons wet, wêreldwet word, dan kom die finale konfrontasie. Paulus se antwoord is insiggewend. Hy sê in Handelinge 24 vers 13, en hulle kan ook die dinge waarvan hulle my nou beskuldig nie bewys nie. Want hulle het nie die woord aan hulle kant nie. Hulle het net hulle wet aan hulle kant, maar hulle het nie die woord aan hulle kant nie. Maar dit erken ek voor u, dat ek volgens die weg, wat hulle 'n sekte noem, so die God van my vaders dien. Terwyl ek alles glo, wat in die wet en die profete geskryf is. Paulus sê, ek glo alles wat in hierdie boek staan. Maar julle glo dit nie. Julle doen dit nie, maar ek glo dit. En 'n hoop op God het, 'n hoop wat hulle self ook verwag, dat daar 'n opstanding sal wees van die dode, regverdiges sowel as onregverdiges. So daar's 'n paar ooreenkomste, maar daar's groot verskille. Nou die laaste hoofstukke van die boek Handelinge is vir my baie insiggewend.
En ek het 'n hele reeks in die verlede daaroor gedoen, Kreta na Malta. Maar kom ons kyk, aangesien ons nou besig is met die boek Handelinge, na wat gebeur het. Die laaste reis van Paulus. En as ons nou tipologies dink, dan kom ons sê, ons is dus op hierdie laaste reis in ons evangelieskip, en ons gaan die laaste boodskap onder die krag van die Heilige Gees aan die mensdom bring. Hoe gaan ons vaar? Kom ons lees die verhaal. Terwyl hulle in die skip reis, sê dit in vers 14, hoofstuk 27, maar nie lang daarna, het 'n stormwind, wat Euroclydon genoem word, daarvandaan neergeslaan. 'n Stormwind. Want daar het hierdie nag by my gestaan, sê Paulus, toe die mense angsbevange word op hierdie skip, op hierdie laaste reis. Sê vir hulle, daar het 'n engel langs my gestaan, van God, aan wie ek behoort en wat ek dien. En hy het gesê, moenie vrees nie, Paulus, jy moet voor die keiser staan, en kyk, God het aan jou geskenk almal wat saam met jou vaar. Is dit nie 'n mooi belofte nie? Almal wat op dieselfde golflengte as Paulus is 'n geskenk, is gered. Daarom hou moed, manne, want ek glo God dat dit so sal wees, soos aan my gesê. Maar ons moet op 'n sekere eiland strand. En toe die 14de nag kom, terwyl ons nog in die Adriaanse See ronddrywe, het die matrose omtrent middernag, het ons die middernag beginsel, vermoed dat hulle naby land kom. Maar die matrose het probeer om uit die skip te vlug. En Paulus het gewaarsku en gesê, as hierdie manne nie in die skip bly nie, kan hulle nie gered word nie. En ek wil vir julle sê, my broeders en susters, ons is in hierdie evangelieskip. Dis die laaste skip wat die laaste boodskap bring aan die wêreld. Bly in die skip. Die skip gaan bots teen 'n sekere eiland. Ons sal sien watter eiland dit is. En daar gaan 'n verbrokkeling plaasvind van die skip. Maar bly in die skip. En hulle het op 'n plek verval, met die see aan weerskante en die skip laat strand. En die voorskip het vasgeraak en onbeweeglik bly sit. Hierdie evangelieskip, as dit bots met die owerhede, gaan onbeweeglik sit. Jy gaan hom nie roer nie. En dan? Maar die agterskip is deur die geweld van die branders uitmekaar geslaan. Nou was dit die plan van die soldate om die gevangenes dood te maak, maar die owerste het gesê, nee, los hulle. En uiteindelik sê hy, die wat kan swem, swem. En die ander, sommige op planke, en sommige op stukke van die skip, en so het almal behoue aan land gekom. Ons bly op hierdie evangelieskip. Hierdie kerk, met hierdie 3 engelboodskap, gaan deur na die einde toe. En wanneer ons daai eiland tref, en wat is daai eiland? Daai eiland se naam is Melite. Hoofstuk 28 vers 1, en eers toe ons gered was, het ons te wete gekom dat die eiland Melite genoem word. Dit is die eiland van Malta. Nou die militêre arm van die Rooms-Katolieke Kerk staan bekend as die Ridders van Malta, onder beheer van die Jesuïte. En dis teen daardie magstelsel wat hierdie skip gaan bots. En hy gaan vas staan, hy gaan nie roer nie. Die skip gaan uit mekaar uitgebreek word van agter. En ons moet maar vashou aan die planke. Die groot struktuur mag dalk verlore gaan, maar die planke, bly op die planke, klou aan die planke. En beland op die land. En wat gaan dan gebeur? Die inboorlinge het ons
buitengewone menslievendheid bewys. Dit is interessant, want hulle het 'n groot vuur aangesteek en ons almal daarbey gebring weens die reën wat gedreig het en weens die koue. Hierdie reën wat val, wanneer hierdie skip bots, staan bekend as die laatreën. Wat kan ons verwag onder die invloed van die laatreën? Ons kan verwag dat mense sal luister. Nie net dit nie. En Paulus het 'n klomp droë hout bymekaar gemaak en op die vuur gesit, en 'n adder het weens die hitte uitgekom en het sy hand vasgebyt. En hulle het geskrik en gesê, hy was seker 'n rower, hy gaan seker sterf as gevolg daarvan. Maar vers 5 sê, maar hy het die dier in die vuur afgeskit en geen kwaad gelei nie. Die Bybel is vol beloftes oor die tyd van die laatreën. Julle sal op skorpioene trap en hulle gaan julle nie seermaak nie. Julle sal gif drink en dit gaan geen invloed op julle hê nie. Die slange gaan jou pik, maar jy gaan dit nie voel nie. Mense gaan genees word. Handelinge 28 vers 7. Nou het die hoof van die eiland, wie sy naam Publius was, aan die omgewing van daardie plek 'n stuk grond gehad, en hy het ons ontvang en 3 dae lank vriendelik geherberg. En die vader van Publius het siek gelê aan koors en buikloop, en Paulus het ingegaan na hom, en nadat hy gebid het, hom die hande opgelê en hom gesond gemaak. En hierna het ander wat siektes gehad het uit die eiland na hom gekom en is genees. Hier is 'n geweldige uitstorting van die Gees. Mense word genees. Mense aanvaar die waarheid. Ek los julle met die laaste woorde van Paulus. Paulus skryf in hoofstuk 28 vers 30, en Paulus het 2 volle jaar in sy eie gehuurde huis gebly, en almal ontvang wat na hom gekom het. Terwyl hy die koninkryk van God gepreek en onderrig gegee het, aangaande die Here Jesus Christus, met volle vrymoedigheid, sonder enige verhinderings. Ons is op die laaste reis. Ons gaan bots met die eiland mag van Rome. Ons gaan onbeweeglik daar vassit. Ons gaan op planke aan land gespoel word. En ons gaan die laatreën ontvang en ons gaan wonderwerke sien en mense wat die waarheid aanvaar. Ek glo ons moet leer uit wat ons gelees het in die boek Handelinge, en ons moet hierdie dinge toepas in die tyd waarin ons leef. Nou is nie die tyd om moed te verloor nie. Ons moet ons nie laat van stryk afbring deur die interne woelinge binne ons eie geleedere en die winde van doktrine wat waai nie. Ons moet ons nie van stryk afbring deur bewegings wat sê ons moet ekumenies dink, ons moet vir die mense sê ons is soos julle nie. Nee, ons is anders. Ons moet die evangelie preek en ons moet hou by hierdie skip en ons mag dit nie verlaat nie. En as hy opbreek, dan klou aan die planke. Mag die Here ons seën terwyl ons ernstige tye tegemoet gaan. Kom ons bid. Hemelse Vader, hierdie evangelie skip gaan binnekort bots. Ons sien hoe die branders woed, hoe die wind waai, en ons sien wat die botsing gaan wees. Hulle praat alreeds van 6 dae wekswerk en 1 dag rus. En ons weet waarheen dit gaan. Geef vir ons die krag om niks terug te hou nie, maar om die evangelie te verkondig, soos wat die disippels onder die invloed van die vroeë reën dit gedoen het. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Dankie dat julle gekyk het. Om in te skryf, klik op subscribe. As die klokkie verskyn, om kennisgewings te kry, klik op hom. Om die volgende video te kyk, klik hier. Dankie weer eens en sien julle volgende keer.